is 'n vreemde ding wat gebeur het met geloof oor die laaste paar eeue. Ons het dit kopwerk gemaak. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het, en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. As jy maar net genoeg weet, die regte argumente ken, die regte leerstelling kan aanhaal, dan, volgens die moderne mens, het jy geloof. Maar die Bybel is ouer as die moderne mens, en dit het 'n ander woordeskat, 'n aardse beliggaamde praktiese woordeskat. Psalm 34 sê, proe en sien dat die Here goed is, nie bewys nie, nie analiseer nie, nie debatteer nie. Proe, dit is die taal van 'n God wat jou nie net iets wil leer nie, maar jou iets wil laat ervaar. 'n God wat jou sintuie insluit in sy verhouding met jou. 'n God van stof, asem, brood, wyn, sonlig, aanraking, stilte, ritme. Want die grootste krisis van geloof vandag is nie twyfel nie. Dit is spiritualiteit sonder liggaam, 'n geloof sonder liggaam, 'n geloof wat net in die brein bly vassteek en daarom nooit afsak na die hart toe nie. Maar Jesus leef anders, Jesus leer anders. Wanneer hy mense heel maak, raak hy hulle. Wanneer hy mense leer, vra hy hulle om in die gras te sit, te kyk na voëls, die geur van olie te ruik, brood te breek, water te drink. Jesus is nie 'n disembodied teacher nie. Hy is Immanuel, God met ons, binne ons ruimte, binne ons sintuie. Nou, hier is vir jou 4 maniere waarop jy God kan proe hierdie week. Proe deur stilte. Stilte is nie die afwesigheid van klank nie. Dit is die ruimte waar God se stem hoorbaar word. Wanneer jy vandag vir 5 minute stil sit, begin jou siel ontspan en soos 'n glas troebel water word die lig stadig weer sigbaar wanneer die sand begin sak. Dis juis in stilte waar volwassenes weer kinders word, ontvanklik, oop, teenwoordig. 2. Proe deur asem. Die Bybelse woord vir gees en asem is dieselfde, ruach of pneuma. Wanneer jy 2 of 3 diep, stadige asem teenneem, doen jy nie net iets fisiologies nie, jy stem jou liggaam in op die ritme van God. In 'n wêreld van gejaag word asemhaling letterlik gebed. Hoe kon ek doen ons dit? Elke Sondag voordat ons begin met kerk. Nommer 3, proe deur 'n ritueel. Ons dink ritueel is 'n kerkwoord, maar jy het reeds 'n rituele. Jou oggendkoffie, jou gymskoene, jou aandstappie. Ritueel is net 'n gewoonte met betekenis. So wanneer jy kers aansteek, brood breek, hande oopmaak in gebed, dan leer jy jou liggaam om God se teenwoordigheid te onthou, selfs wanneer jou kop dit vergeet. Die 4de ene, proe deur 'n liggaamlike aanwesigheid. Wat bedoel ek daarmee? Iets gebeur in 'n ruimte waar ander gelowiges is. Nie iets magies nie, iets mensliks. Die liggaam van Christus word net sigbaar deur ander liggame. Dit is waarom teenwoordigheid nie plig is nie, dit is 'n geskenk. Nie net vir jou nie, maar vir die rondom jou. Nou, miskien dink jy, maar ek voel niks wanneer ek hierdie dinge doen nie. En dit is heeltemal normaal. Verwondering is nie 'n haastige gas nie. Kom stadig. Kom deur herhaling. Dit kom wanneer jou liggaam weer leer om deur God aangespreek te word. Dink aan 'n kind wat vir die eerste keer 'n nuwe smaak probeer. Hulle trek hulle gesig, hulle probeer, hulle kyk op en skielik besef hulle, dit is goed. So is spiritualiteit. Dit kan aangeleer word. Dit is sensories. Dit is praktyk. Dit is lewendig. En hier by SA Gemeente, die nommer 1 netwerk vir jou lewe, sê ons gereeld, ons wil nie net kennis oordra nie, ons wil lewe vorm. Daarom is hierdie podcast nie net 'n teorie nie, maar 'n uitnodiging tot 'n nuwe ritme. Sit vanaand vir 3 minute in stilte, asem 3 keer diep in en uit, steek môre 'n kers aan wanneer jy jou Bybel oopmaak, eet jou volgende stukkie brood stadig en sê, dankie vir lewe. Kyk vir 10 sekondes lank na die gesig van iemand wat jy lief het, sonder om te praat. Dis die kuns van proe. Nie groot aksies nie, maar klein oorgawe momente waarin jy besef, God is nie ver nie, God is nie passief nie, God wag nie vir jou in die hemel nie, God is hier, in die asem, wat jou bors laat beweeg. Tot môre, mooi loop.